Welkom hier. Die hardwerkendes. Is hij vegetariër? Heb je de vegetariër? Whatever over het dat ek dink ons het die hele eind gevorder en dit wat die Here van ons vra. Hy sê ons Lukas 12, beywer julle, span julle eerstens in vir die koninkryk. Dan sal al die ander goed, die goed waaroor julle so bekommerd is, wat julle gaan eet of wat julle gaan drink, dan gaan ek het vir julle bygee. En ek dink die afgelope 40 dae het ons bietjie beter verstaan, ek in elk geval, dat om jou in te span vir die koninkryk is om jou in te span om op hierdie mekaar wêreld so te leef, so op te tree, dat 'n nuwe manier van leef, waar die vrug van die Gees, liefde, vreugde, vriendelikheid, gasvryheid, waar dit op aarde sigbaar word. En vriende, ek is opgewonde oor hierdie fees, maar elke feesmaak, maar dis asof daar 'n momentum ophou. Hierdie feesmaak was een waar ons as gemeente vir die groter gemeenskap, vir uitstallers, vir besoekers, met vrugharde werk, en party van julle dan wragtig hard gewerk, 'n ruimte geskep het, wat mense gesê het, dis lekker hier by, wat mense weer laat kom het, en dit was die fokus, en dit het beteken, dat party van julle 2 keer en 3 keer op die tande moes byt, en 'n vriendelike glimlag gegee het, al het jy gevoel jy sou iets anders kon sê. Maar die gevolg was, dat ek dink ons 'n seën was vir die gemeenskap op hierdie manier. En dit is wat ons vanaand vier. Ek weet, ek mag dit nie doen nie, maar ek gaan nou iets doen wat ek nie dood voor die oë gesweer is, ek mag nie doen nie. Maar ons is ook ons nou hier, om net 'n glasie, met wat ook al in die glasie is, te lig op die gawes en die vreugde en die lewe van Jonita en Annie. En dit werk nou so, agter elke 2 vrouens is daar 'n man, en dan is daar so 'n glasie op Jakob, en dan 'n glasie op almal van ons in op die span, wat 'n wonderlike ruimte geskep het. En hierdie is nou net 'n manier om te sê, kom ons vier saam fees, kom ons wees saam dankbaar. Elke van julle weet hoe julle partykeer gevoel het genade, ek is moeg,
moet ek weer agter daai kasregister gaan sit, of as ek nog een keer in die gang en 'n paadjie afloop, of nog een kies in die mikrofoon moet sit, dan gaan ek iets oorkom, maar hier staan ons, en ons het daarvoor bidder dankbaar. Ek gaan tog nou wel 'n eenvoudige gebed doen, en dan gaan Jacques net vir ons tog sê hoe die Here bo verwagting voorsien het, en in elk geval soos wat hy beloof het, meer gegee het as wat ons gebid of dink het. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons leer al meer dat om U te dien en om pas te kom met wat vir U belangrik is, 'n nuwe manier van leef, dat dit ons vreugde gee. Dat dit ons hoop gee in 'n land waar hoop in is. En dankie dat U vir ons innooi en deel maak van so iets. Dankie dat ons kan deel wees van hierdie gemeente waar U vir ons voorgaan, vir ons nuwe dinge leer. En dankie dat ons in vanaand kan saam wees en vreugde ervaar, omdat U altyd by ons was. Dankie dat dit goed gegaan het, dat daar nie krisisse was, nie trauma, dat ons niks het om skaam te wees nie, maar net alles het oor dankbaar te wees. Dankie vir die ouense vaders. Dankie dat U vir altyd met U is, wat saamgewerk het, deur die Gees gelei het. Seën dat ons saam is, en sien ons vreugde met kos en drank, as 'n manier om te sê, die Here is goed, want U is ons herder. U is die wynstok uit ons lewe. Amen. As julle ouens van die agtergrond, maar dat vanaand wil ek ook net iets paar nommers deel. So, om dankie te sê, ook te motiveer die nuwe jaar. Ons praat oor die klaarbid, wat is volgende jaar as 'n groot en maak aan Nel en Johnny te baie serie agter. Ek het seker klaar gehoor dat die wins vir die mark was 500.000 gewees. Ek dink dis al gedeel met julle dat ons werk was. Nou as jy net 'n bietjie drink, dat jy vir hierdie jaar het 400.000 gedoen, wat verskriklik goed was. En hierdie jaar het ons 100.000 beter gedoen. So dis 'n fantastiese. Die dames het nie nommers gegloed nie, ek was hele paar maal hierdie somme gemaak het, maar ons glo die somme is daar naby en reg. Maar net so 'n bietjie meer agtergrond. Die omset van die mark, so die verkope totaal was 1,57.000. So jy kan dink, die uitstal is omtrent R1 miljoen gemaak uit die hele mark uit. So die mense wat die produkte verkoop het oor R1 miljoen gemaak. Ons uitgawes was gewees, op miskien 'n bietjie ander nutteloos, maar die kredietkaart masjiene het 1,53 gedoen. So ons kredietkaart en baie meer kontant is dat doen, dat die altyd sak goed is vir ons. En dan Albert het verwys aan die kassiere wat daar gewerk en ander mense wat gewerk het. Elke jaar dan sit 'n half geloofsprong, want soos julle weet, ons het kassiere van 15, 16 tot, ek wil nie sê vir 80 of 85, dis nie maar senior mense wat ons help. En julle sal ook weet, ons gee nie geld oor en tel geld nie, want vertrou die Here gaan maar nog ons kyk. En in my omset van 1,57 het ons op einde dag 'n surplus gehad van R148. So die omset is op R148, ek staan nie al gehad. So die toekomstige van ons. En dit is fantastisch, dat die kassiere dat so mooi gebalanceer. Ek weet als 'n paar skenkings gewees, dit het seker 200 en 108 rand opgemaak. Dan die uitgawe kant was gewees 230.000. Ek gaan nou net vir julle vertel hoe dit werk. So het ons geld gemaak. Ons kommissie op die verkope was 633.000, so die 18% van die omset. En ingesluit natuurlik is daar goed soos die kombuis of ons nie kommissie betaal het, ons sal die geld kry, so daar is ingesluit werk en 'n paar van die syfers deel. En dan sal tafelfooi van 88.000 wat die uitstallers betaal vir die tyd om die tafels te kry, so dit is 88.000. En dan was daar skenkings van 19.000 gewees. Dit was goed gewees vir etes wat mense geskenk het en so aan. So die totale inkomstes vir die mark was R740.000 gewees vir die kerk vir ons uitgawe kant. Dan 'n paar van die wat uitstaan vir ons, wat ons 100% wins maak, wat help van daai 500.000 skoon wins. Die wit olifant, Baba, Tessa en 'n span, R45.000 gemaak. Dit is skoon wins. Die goedere word afgelewer, kos ons niks nie, so R45.000 wat baie goed is.
Silverkrag, Elma, haar pannekoeke en beskuit, en die dames het gebak, en ek het oors gehoor, die gemiddelde ouderdom was 70 gewees van die dames. Dis 'n geweldige goeie prestasie. Sy het hulle tafel het gemaak 29.000. Ek is nie heeltemal seker van die uitgawes nie, maar die inkomste was 29.000 gewees. So dit is fantasties, jy wind pannekoeke en beskuit, so dis 'n baie mooi nommer. En dan die ACVV, ek weet as mense baie betrokke daarbij is, die het 36.000 skoonwins gemaakt na hulle kommissie en al hulle bestanddele was skenkings gewees in elkaar, ne? So daar 36.000 na hulle toe gaan, so weer eens baie mooi nommer. Dan die smil omset, ek seker baie mense gaan belang om so hard gewerk het aan die kos, so handteen regen, die omset was gewees 315.000 aan kos, wat 'n groot nommer is. En dan die koste, soos al by mekaar getel, die meeste uitgawes is vir kos, die kos, en dan ons het uitgawes soos loon en goed, het ons nie bygesit nie, so more or less, 206.000 uitgawes vir smil, so jy het 109.000 skoon winst gemaakt, en dan die winstrein is so 35% van elke op die koste wees, so weer eens een baie goeie nommer. So, om af te sluit 500.000, fantasties, en dan op die einde van die dag, die verskil tussen verlede as vir 400 en hierdie as vir 500, dink ek het die koste groot invloed gespeel af van die saak. Die omset is omtrent 12% op jaar, so dit het 'n rol gespeel. En dan soos altyd wit olifant en dan die pannekoek en die beskuit. So dit is min of meer die nommers. So ons sien uit na volgende jaar, ons wil plan volgende jaar. En mens kan ons nie kweer aan dieselfde nommer kry nie. Ek is seker met die seën van die Here dat ons harde werk om volgende jaar nog beter te doen. So dis my storie, dankie.